Goeiedag graad 12 leerders, welkom by vandag se geografieles. My naam is Rina van Heerden. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Vandag se les handel oor geomorfologie en dit is gewoonlik 'n 60-punt vraag in vraestel 1. En onder geomorfologie gaan ons spesifiek kyk na dreineerbekkens in Suid-Afrika. Die lesdoelwitte vir vandag, ons gaan kyk na belangrike konsepte in geomorfologie, waar jy moet die definisie kan gee, jy moet daardie spesifieke konsep kan identifiseer vanuit 'n bron, en dan gaan ons kyk of jy die teorie daarvan kan toepas op 'n skets of op die kaartwerk. Ons gaan kyk na 'n dreineerbekking. Wat is 'n opvangsgebied? Wat is 'n rivierstelsel of 'n riviersisteem? Hoe lyk 'n sytak? Waar sal jy 'n samevloeiing kry? En wat is 'n waterskeiding? So hierdie is byvoorbeeld jou lysie wat jy kan volg wanneer jy studeer om te kyk deur te begin of jy die definisie van elkeen ken. Die konsepte tel 2 punte in 'n vraestel. Ons gaan kyk wat is 'n interfluviale of 'n tussenrivier se waterskeiding. Ons gaan kyk waar is die oorsprong of die bron van 'n rivier, waar is die riviermond, wat is oppervlakafloop, wat is infiltrasie, grondwater en die watertafel. So aan die einde moet jy na hierdie lysie kan kyk en jy moet kan sien, ken jy elkeen van hierdie konsepte se definisies. Ons gaan kyk na soorte riviere, waar jy die definisie kan gee van elkeen. Jy moet hom kan identifiseer op 'n bron of op 'n topografiese kaart, en dan gaan ons kyk of jy die teorie wat jy ken van die rivier kan toepas. So, die soorte riviere wat ons kry, is permanent, periodies, episodies en eksoties. As ek vir jou vra wat is die 4 soorte riviere wat mens kry, dan moet jy kan sê permanent, periodies, episodies en eksoties. Dan gaan ons kyk na dreineringspatrone of stroompatrone. As gevolg van die onderliggende rotsstruktuur of die gesteentes wat in daardie gebied voorkom, sal 'n rivier 'n sekere patroon vorm. En ons gaan dan nou kyk na die verskillende tipes patrone, en jy moet ook hierdie patrone kan identifiseer in 'n bronvraag of op 'n topografiese kaart. So, die stroompatrone is dendrities, tralie, reghoekig, radiaal, sentripetaal, 'n ontwrigte patroon of 'n parallel patroon. Nou kom ons kyk gou-gou 'n bietjie van die inligting wat jy al reeds weet oor riviere. En as jy na hierdie kaart van Suid-Afrika kyk, sal jy sien jy moet altyd onthou jy moet die sleutel van die kaart gebruik. As jy kan sien, hierdie is die donker gebiede, dan kry ek daardie donker gebiede hier in KwaZulu-Natal langs die Ooskus. Ek kry dit in hierdie gedeeltes van Mpumalanga en Swaziland en hierdie gedeeltes. Dit beteken hierdie donker gebiede kry baie reën. Die gebiede wat daardie ligte kleur het, is daai areas wat jy kan sien min of meer
al die gedeeltes aan die ooste kant van die plateaurand, want hierdie is die plateaurand, so hulle kry 'n bietjie minder reën as daai, as hierdie donker gedeeltes, dan kry ons hier die ligte grys gedeeltes, kry nog minder reën in vergelyking met daai areas. Hierdie areas word beskou as droog en hierdie areas word beskou as baie droog. So wanneer jy na hierdie kaart kyk, sal jy sien dat ons 'n oneweredige verspreiding het van reënval in Suid-Afrika. Die rede hiervoor kan jy in jou klimaat en weerinhoud gaan bepaal. Dis as gevolg van die warm seestroom, as gevolg van die hoëdrukke, as gevolg van die ligging van die plateaurand, daar's verskeie redes. Die hele storie hier is, ons het 'n oneweredige verspreiding van reënval in Suid-Afrika. Ons het gebiede wat baie min reën kry. Ons het gebiede wat baie reën kry. Dan gee ek hier vir jou 'n kaart wat die belangrikste riviere in Suid-Afrika aantoon. As jy hier kyk, dan sal jy sien, ek wil hê jy moet mooi kyk, want daar begin hierdie riviere. So hier is iets wat hier loop, want jy moet onthou, 'n rivier vloei van 'n hoë gebied na 'n laag gebied. Hy gevloei afwaarts. So met ander woorde, as ek die Tugela rivier vat, nou moet jy onthou, hier is die plateaurand. Hier is die berge, die Drakensberge, die Maluti berge, wat verskriklik hoog is. So my rivier, byvoorbeeld my Tugela rivier, begin hier in die berg en hy loop afwaarts. Hy loop see toe. Jy gaan ook hier kan sien, alle riviere loop in die see in. Ek wil vir jou iets interessants van die Oranje rivier sê. Hierdie is die Oranje rivier met al sy sytakke, maar die Oranje rivier het sy oorsprong hier in Lesotho en die Oranje rivier vloei dus van oos na wes. Hier vloei die Oranje rivier in die see in. Maar ja, hier kan jy sien, daar is die Limpopo rivier wat Suid-Afrika skei van Zimbabwe. Ons het 'n Krokodilrivier, daar is die Oranje rivier. Die Vaalrivier is 'n sytak van die Oranje rivier. So die Vaalrivier begin hier, die Vaalrivier vloei ook in 'n suidwestelike rigting en hy sluit aan by die Oranje rivier. Dan het ons die ander belangrikes, ek gaan nie na almal verwys nie. Ons weet van die Kenny-Pongola rivier, jy het al gehoor van die Tugela rivier, jy het baie moontlik al gehoor van die Visrivier of die Gouritsrivier. Hier is die Bergrivier. Al wat ek jou hier wil wys is, alle riviere vloei van hoog na laag en alle riviere uiteindelik vloei in die see in. Riviere speel wêreldwyd 'n baie belangrike rol in die lewe van mense. Dis nie net 'n baie mooi natuurverskynsel of iets moois om na te kyk nie, maar 'n rivier het verskeie funksies. Dis baie belangrik. Dis 'n bron van skoon en vars water wat mense help om aan die lewe te bly. Mense vat water of hulle pomp water uit 'n rivier uit om te drink of om hulle gewasse te besproei. Mense vang vis uit 'n riviere uit. Vis dien as kos. Mense gaan vir ontspanning en hulle roei daarin. Of hulle kry oefening met 'n kanoe of bote op 'n water. So dit is vir mense om aan die lewe te bly in terme van water en kos en dis ook vir ontspanningsdoeleindes. Riviere dreineer, 'n ander woord vir dreineer is vloei.
'n rivier vloei dan nou dus ongeveer 75% van die wêreld se grondoppervlakte het riviere. Dit is net altyd die riviere is nie altyd skoon nie. Die riviere is dan ook 'n manier om mense en goedere te vervoer en die water kan ook gebruik word om hidroelektriese krag op te wek. By die Tugela rivier gebruik hulle ook daar by die oorsprong van die Tugela rivier om hidroelektrisiteit op te wek. Dit is wat jy in graad 10 behoort te geleer het. Nie soseer in Suid-Afrika nie, maar in baie Europese lande word riviere en kanale gebruik om goedere en mense te vervoer. Kan jy dink, soos 'n rivier kan nie wat mense vervoer, gaan ons ook bespaar op die verbranding van brandstoffe, koolstof, verbranding van stowwe. Nou, 'n rivier kan oorstroom. Wat is 'n oorstroming? Is wanneer 'n rivier meer water het as wat die rivierkanaal kan dra. Met ander woorde, daar's te veel water in die rivier, so wat gaan daardie water dan doen? Hy vloei oor die banke van die rivier en oor die gebied langs die rivier. Hy oorstroom sy banke. Die kante van 'n rivier is die rivierbank. Oorsake van oorstromings, fisies, stylgradiënt, die gradiënt is dit styl, die water is baie, so hy oorstroom sy bank. As gevolg van hoë reënval, ons weet in gebiede waar daar baie reën tans val, oorstroom baie riviere. Dit kan wees dat dit baie koud is en sneeu in spesifieke areas smelt. Daardie sneeu gaan in die riviere in en hy verhoog die volume van die rivier. 'n Tropiese sikloon of 'n orkaan in 'n gebied wat langs die kusgebied is, hy veroorsaak baie reën. Met ander woorde, daai reën kom in die riviere en hierdie riviere vloed. Het toontekens van oorstroming. Saam met 'n tropiese sikloon is 'n tsunami, wat 'n baie hoë golf is. Dis veral eintlik hoofsaaklik van toepassing op kusgebiede. Menslike oorsake. Mense is skuldig aan ontbossing. Wat is ontbossing? Ons haal bome en plante uit. Dan is daar geen manier wat hierdie wal gaan gestit bly nie. Of swak waterbestuur. Dit beteken sluise van damme word te laat oopgemaak. Met ander woorde, al die riviere wat in die onderste gedeelte van die dam is, word oorstroom want daar is te veel water wat afkom. Huise wat te naby aan riviere gebou word. Huise wat op vloedvlaktes gebou word. Hulle het die risiko van oorstromings. Stedelike ontwikkeling. Wanneer ons natuurlike areas omskep in kunsmatige areas, ons haal plante en bome uit, ons vervang daai plante en bome met sement en teer. Teer en sement gaan jou afvloei verhoog, in steede van laat dit geabsorbeer word. Bevolkingsdruk. Ons het 'n hoë bevolking, te veel mense wat water vra, te veel mense wat druk op jou hulpbronne veroorsaak, en dit kan wees dat die riviere dat daar te veel mense skade ly. Dan in graad 10, deel van ons voorkennis, die tipe gesteentes. Ek wil jou net herinner dat stollingsgesteentes magma is wat styg, hy koel af en hy kristalliseer. 'n Stollingsgesteente is gewoonlik jou harde gesteente, graniet, obsidiaan of basalt. 'n Sedimentêre gesteente is 'n gesteente wat deur wind, water en ys
neergelaat is, my verweerde materiaal, word neergelaat op gedeponeer in lae, hy word gekompakteer en hy vorm 'n gesteente. Ons kan hier verwys na konglomeraat, daar kan jy sien hoe die verskillende, hy word so half gesementeer, deur sement aan mekaar gesit. Kalksteen, as jy mooi daar kyk, sal jy die laag sien, of skalie, daar is die laag. Dis die tipe sedimentêre gesteente. Tussen die twee is jou stollingsgesteente gewoonlik 'n baie harder gesteente as jou sedimentêre gesteente. Met ander woorde, 'n sedimentêre gesteente verweer vinniger as my stollingsgesteente. 'n Metamorfiese gesteente is 'n stolling of 'n sedimentêre gesteente na die vorming van stolling of sedimentêre gesteentes, gaan hierdie gesteente weer deur 'n proses van hitte of druk en hy verander. So dis 'n reeds bestaande gesteente wat as gevolg van druk of hitte of enige iets weer vorm in iets anders. Byvoorbeeld nies, marmer en leiklip. Hitte of druk verander hierdie gesteente weer. Hy is ook een wat kan makliker, hy's 'n sagter, hy's eintlik so tussen in 'n stolling en 'n sedimentêre gesteente wat verwering en erosie aanbetref. Jou voorkennisaktiwiteit, daar gee ek vir jou 'n kaart van Suid-Afrika. Ek vra vir jou, riviere vloei van hoogliggende gebiede na watse gebiede? Jy kan solank die antwoord neerskryf as jy hom het. Die Oranje rivier vloei van waar na waar in terme van rigting. Die meeste riviere in Suid-Afrika kom voor aan die rigting gewys. Watter kus? Al die riviere vloei in die wat in. Watter rivier is 'n sytak van die Oranje rivier? Die Gouritsrivier vloei in 'n watse rigting? En die Bergrivier vloei in watse rigting? Ek net kyk, oepsie, ons gaan gou terug. Hier is nou die vragies. Jy gaan nou net hierdie kaart gebruik. En al die antwoorde wat jy gaan soek vir hierdie vraag is in die kaart. So ek vra dat jy die video 'n bietjie stop, gou die antwoordjies doen, dan gaan ons nou na die antwoorde toe. Ek wil hê jy moet jou antwoorde vergelyk met hierdie antwoorde. Riviere vloei van 'n hoogliggende gebied na 'n laagliggende gebied. Riviere vloei altyd van hoog na laag. Die Oranje rivier vloei van oos na wes. Ek het vir jou gesê, hy begin hier. Altyd baie maklik om eerder dit te doen. Jou windrigtings, jou rigtings in te sit, dan maak jy dit vir jou maklik. Die Oranje rivier begin hier en hy vloei daai kant toe, so hy vloei van oos na wes. Die meeste riviere in Suid-Afrika kom voor waar? As jy nou letterlik gaan tel, gaan jy sien hier aan die ooskus is baie meer riviere as aan die weskus. So, die meeste riviere in Suid-Afrika kom voor aan die ooskus. Alle riviere, soos ek net nou vir jou gesê het, en hier is die bewyse daarvan, al die riviere vloei in die see in. Die Vaalrivier is die sytak van die Oranje rivier. Daar's die Vaalrivier. Hy vloei in daai rigting en daar vloei die Vaalrivier in die Oranje rivier in. Die Gouritsrivier, hier is die Gouritsrivier, hy vloei in 'n suidelike rigting, 'n algemene rigting. Die Bergrivier vloei in 'n
wes-noordwes rigting. Hier is die bergrivier, hy begin daar, hy vloei so jy kan sê noordwes of wes-noordwes. Enige twee van daai antwoorde sal korrek wees. Soos ek voorheen vir jou gesê het, is daar sekere terminologie by elkeen van die onderwerpe wat ons behandel. Wanneer ons nou by die geomorfologie kom, is die volgende terminologie belangrik. Basisvloei. As ons verwys na basisvloei, wat beteken dit? Ons verwys na ondergrondse riviere wat in 'n rivier vloei. Ondergronds. Ons kan hom nie sien nie. Hy vloei onder die grond. Die opvanggebied is die gebied waaroor reën val wat deur 'n dreineringskom opgevang word. So dis 'n verskriklike groot area wat reën ontvang. Voorbeeld kan ons sê die Vrystaat opvangsgebied of die Natalse opvangsgebied. Daardie reën word dan opgevang in 'n dreineringskom. Dis 'n groot area. Kanaalvloei is water wat in 'n gedefinieerde kanaal vloei. Ek bou 'n kanaal, iets wat soos 'n rivier lyk, en water word daar ingelei en dit vloei daar. Samevloeiing is 'n punt waar twee riviere bymekaar aansluit. Ek het 'n rivier daar, ek het 'n rivier daar, en daar vloei hulle in een rivier. So daai punt daar is die samevloeiingspunt. 'n Dreineringskom is die gebied wat deur 'n rivier en sy sytakke gedreineer word. Jy moet daai rivier, jy gaan nou sien, 'n rivier en sy sytakke is 'n rivierstelsel. So indien jy die woord rivierstelsel gebruik, sal dit ook korrek wees. So jy moet of sê rivierstelsel of jy moet sê 'n rivier en sy sytakke. Die dreineringspatroon is net 'n patroon wat 'n stroom en sy sytakke vorm. 'n Episodiese rivier is 'n rivier wat na 'n swaar reënbui vloei. Wat is afloop? Oppervlakvloei van water. Daardie water wat op die aarde se oppervlakte is, wat jy sien, wat na riviere toe vloei, is oppervlaktevloei. Dit vloei op die aarde se oppervlakte. Goed, ons gaan dan nou begin met van hierdie konsepte wat belangrik is, en ons begin by 'n dreineerbekken. Hier kan jy sien 'n baie groot gebied. Daar is hy. Ek het 'n rivier wat begin vloei daar in die berge, en hier kom die rivier af en hy vloei na die mond toe. So hierdie hele area waar daardie rivier in vloei, staan bekend as die dreineerbekken. Jy kan ook sien, hier is die hoofrivier, maar hier is kleiner sytakke wat in hom invloei. So daar's 'n rivier daar met sytakke wat die rivierstelsel vorm. So hierdie is dan nou my dreineringsbekken. Dis die area wat gedreineer word deur 'n rivier en sy sytakke. Hierdie definisie is die definisie wat jy gee as hulle vir jou vra, definieer 'n dreineringsbekken. Baie belangrik wat ek net vir jou gesê het, 'n rivier en sy sytakke. Ons gaan dan nou oor na die opvangsgebied. Hier het ek 'n hele area, die hele gebied. Hier is landerye, so 'n verskriklike groot area. Dit reën en al hierdie water gaan uiteindelik in die rivier in, en dit vorm die opvangsgebied. Hoekom? Dis 'n gebied wat reën ontvang, en daai reën of water
verskaf die nodige water vir die rivierstelsel of vir die rivier en sy sytakke. 'n Rivierstelsel is 'n rivier, daar's my rivier wat vloei, plus die sytakke is 'n rivierstelsel. So 'n rivierstelsel bestaan uit 'n rivier en 'n bestaan uit sytakke. 'n rivier plus sy sytakke. 'n sytak, wat is 'n sytak? As jy na die sketsie kyk, sal jy sien dis daai klein riviertjie daar, 'n rivier of 'n stroompie wat dan nou in 'n groter rivier invloei. Hier's my stroompie. Daar gaan hy, jy kan sien hy's baie dunner en hy vloei in hierdie groter rivier in. Samevloeiing is waar ek twee riviere het waar hulle ontmoet. Daai rivier en daai rivier ontmoet daar en ek het 'n samevloeiing. Die punt waar twee riviere ontmoet. Wat is 'n waterskeiding en 'n interfluviale of 'n tussenrivierse waterskeiding? Daar het ek 'n area. Daardie gebied daarbo, dis baie hoog, is 'n waterskeiding. Hierdie is die berg, die hoogste punt van die berg. Is 'n hoogliggende gebied wat verskillende dreineringsbekkens skei. So aan die agterkant van hierdie rivier het ek ook weer sytakke en 'n rivier. En dis my hoogliggende gebied. So is 'n waterskeiding wat 'n hoogliggende gebied en hy skei dreineringsbekkens. Dan kry ek 'n intervloe. Dit is 'n baie korter, 'n kleiner tussen hierdie sytak en daai sytak het ek net so 'n kleiner hoogliggende gebied wat tussen my sytakke is. So daar's 'n verskil tussen 'n waterskeiding. 'n Waterskeiding skei dreineringsbekkens. 'n Tussenrivierse waterskeiding of 'n intervloe skei sytakke van mekaar. Waar's die bron van 'n rivier of die oorsprong? Dit daar, op daai punt. Dis die bron of die oorsprong is waar alle strome begin. En onthou, 'n rivier vloei van hoog na laag, met ander woorde, jou bron of jou oorsprong is daar in die berg waar die rivier begin. 'n Riviermond is waar by rivier eindig. Alle riviere vloei in die see in en op daai punt waar die rivier in die see invloei, praat ons van die mond van die rivier. Nou kom ek by oppervlakvloei. Oppervlakvloei is die water wat tydens en na neerslag is mos reën, oor die oppervlakte van die aarde na die rivier. So hier oralste reën dit. So hierdie water gaan hardloop of afbeweeg, laat dit in die rivier vloei. Maar ek en jy kan daardie water met ons blote oog sien. Grondwater is die water wat nou val, dalk is die water te veel, so van die water infiltreer, sak in die grond in. En dit gaan lê op 'n vlak en daardie water wat ons nie kan sien nie, wat onder die grond is grondwater. Hulle word gestoor in poreuse grond en rotsmassa. 'n Poreuse rotsmassa
is soos 'n spons. Dis 'n stuk rots wat water absorbeer, hy trek dit op soos 'n spons. Wat is infiltrasie? Is die proses waardeur die water op die oppervlakte die grond binnendring. Hy sak af in die grond in. Dan die watertafel. Hierdie infiltreerde water bou op en op en op en op en dan op 'n plek, dan is dit soos 'n ondergrondse dam. Die boonste vlak van die grondwater, hier is jou grondwater, né? Daar op daai punt is waar die watertafel die grond nou versadig is. Hierdie grond kan geen water meer vat nie. Hy's versadig, so hy vorm so 'n vlak wat ons noem die watertafel. Die boonste vlak van die grondwater onder die water is die watertafel. Dit is waar die grond versadig is. Kom ons gaan nou oor en ons kyk na die soorte riviere wat ek kry. Ek kry 'n permanente rivier wat reg deur die jaar vloei. Daar's altyd water in daai rivier. Maak nie saak of dit winter of somer is nie. Die tweede tipe rivier wat ek kry is 'n periodieke rivier. Hy het water slegs in die reenseisoen. Daar die ooste, of laat ek dit so sê, die Hoëveld van Suid-Afrika kry reën slegs in die somer. So my periodieke riviere gaan slegs water hê in die reenseisoen. Jou bergrivier byvoorbeeld in die Kaap, dit reën slegs in die winter in die Kaap, so hy gaan op sy sterkste vloei in die winter. Dit is dan 'n periodieke rivier. Die episodiese rivier vloei eers na 'n baie swaar reënbui. En dan die eksotiese rivier. 'n eksotiese rivier, luister nou baie mooi, is 'n permanente rivier wat begin in 'n reënerige of 'n nat area, dan vloei hy soos wat hy see toe vloei. Vloei hy later deur 'n woestyn. So hy begin hy begin as 'n permanente rivier, maar hy eindig baie kere as 'n rivier met geen water in nie. Met ander woorde, hy begin in 'n hoë reënvalgebied en hy eindig in 'n lae reënvalgebied. 'n Permanente rivier lyk soos daai ene. Jy kan sien dit lyk of daai rivier is altyd vol water. Hoekom? Hier is die rede. Hier is as ek jy hierdie stippellyn sien, is dit die water in die droë seisoen. Die soliede lyn is die water in die reënseisoen. Hierdie is die bodem van die rivier. Met ander woorde, hierdie rivierbodem raak die watertafel in die droë en in die nat seisoen. Maak nie saak watter tyd van die jaar is nie. Die bodem is raak altyd aan die watertafel. Daar kan jy dit sien. Die watertafel raak dwars deur die jaar die rivierbedding. En hier wil ek vir jou wys hoe dit lyk op 'n topografiese kaart. Daar kan jy sien dis 'n breë rivier en hy is die hele tyd 'n dik lyn en hy het water in. Met ander woorde, dis 'n permanente rivier. Gebied met 'n hoë reënval. Dis vir ons 'n toepassing, né? 'n Periodiese rivier kan jy daar sien, hy is vir my 'n bietjie baie nou. Hoekom? Wat gebeur hier? Kyk nou na die watertafel in die reënseisoen en die droë seisoen. Droog, reën. Wat sien ek hier? Ek sien dat die bodem van die rivier glad nie die watertafel raak in die droë seisoen nie. Met ander woorde, hy vloei slegs in die reënseisoen. Op 'n topografiese kaart kan jy daar sien, dis net een enkele soliede blou lyn. Hy's nie breed nie. Dis net 'n dun blou streep.
Hy vloei elke jaar net in die reenseisoen. 'n Episodiese rivier, daar kan jy sien, daar's lyk nie eens of daar water in is nie. Kyk nou na die watertafel. Raak hy enigsins die rivierbodem? Raak glad nie. Met ander woorde, 'n episodiese rivier, die watertafel sny nooit deur die rivierbedding nie. Hierdie rivier word nooit gevoed deur die watertafel nie. Hy word slegs gevoed as dit reën. En dit is daardie blou stippellyn wat jy op 'n kaart gaan sien. Vloei vir 'n kort tydperk net na swaar reën. Dan is jou episodiese rivier vloei die hele jaar deur. Die water word van water voorsien waar hulle begin of ontspring, maar min water word bygevoeg soos hy see toe vloei. Hierdie riviere weerspieël die kenmerke van hulle bronstreek en nie die streek waardeur hulle vloei nie. Byvoorbeeld die Oranje rivier in Suid-Afrika. Ekskuus, ek wil net terugkom en ek wil hê jy moet vir my die volgende verandering hier aanbring. Ekskuus, ek wil net teruggaan. Dis nie 'n episodiese rivier nie, dis 'n eksotiese rivier. Nou vir jou mooi skryf hier, dis 'n eksotiese rivier. Wat begin hoë reënval, vloei na 'n lae reënvalgebied. Die Oranje rivier in Suid-Afrika is 'n voorbeeld hiervan. En nou vir jou wys, daar is die oorsprong of die begin van die Oranje rivier. Daar vloei die Oranje rivier, jy kan sien, somtyds noordwes, somtyds wes. En die Oranje rivier mond uit in die Atlantiese Oseaan. Hy begin dus in 'n gebied met 'n hoë reënval en hy eindig in 'n gebied met 'n baie lae reënval. Onthou daardie kaart wat ek vir jou vroeër gewys het. Hy vloei dus van oos na wes. Kom ons gaan kyk nou na stroompatrone. Die eerste een wat ons kry is 'n dendritiese patroon. Hierdie is hoe hy lyk. Wat is die onderliggende rotsstruktuur? Eenvormige rotse van soortgelyke hardheid. Met ander woorde, die onderlinge, hier is nie sagte of sag of dan hard of sag of hard nie. Nee, die hele area het dieselfde hardheid wat betref die onderliggende grondstruktuur. Byvoorbeeld graniet, gneiss, vulkaniese gesteentes, sedimentêre gesteentes wat nie geplooi is nie. Hoe ontwikkel hy? Sipsytakke, daai smelt saam in 'n sytak van die hoofrivier. So ek het enetjie daar, dis 'n sipsytak, daar is my sytak en daar is my rivier. 'n klein riviertjie, sipsytak, en hy vloei in die groot rivier. Dit lyk soos die takke van 'n boom. Die sytakke sluit aan by die hoofrivier met 'n skerp hoek. Daar's jou skerp hoek. So dit lyk altyd vir my soos die takke van 'n boom. Die traliepatroon is jy moet baie mooi kyk hier, want ek het 'n hoofrivier wat parallel met mekaar vloei, maar dan het ek hierdie sytakke wat afvloei en in hierdie hoofrivier invloei. Dis gewoonlik geleidelike helling met afwisselende harde en sagte gesteentes. Aan die een kant, hier is my harde gesteentes, daar is my sagte gesteentes. Dis langs 'n vallei voer die sytakke in die steil hange van die berge in. Gewoonlik kan dit wees dat hier 'n berg is en ek het twee strome wat parallel met die berg loop en hy vloei van die berg af in die, ek gaan dit vir jou van die kant afteken, kan dit so area wees. So daai rivier is daar en daai rivier vloei daar.
Dit het 'n sterk hoofstroom waar kort sytakke aansluit teen 'n regte hoek. Hulle sê altyd hier is 'n hoek, 'n regte hoek. Met ander woorde amper iets soos 90 grade wat daardie rivier by die hoofrivier aansluit. Die volgende patroon is 'n reghoekige patroon. Baie maklik om te identifiseer, want dit lyk of hierdie sytakke sulke reghoekige het. Jy weet 'n 90 grade hoek. Is 'n gebied met harde rotse wat genaad is. Daar's nate in die rots. In ander woorde, hierdie water gaan nou in daai nate vloei. Die nate is minder bestand teen erosie as die grootste gedeelte van die gesteente. So die erosie gaan nou die water gaan in daai nate in en as gevolg van erosie gaan dit die nate oopmaak. En ek gaan nou uiteindelik strome hê wat in hierdie nate invloei. Hoe weet ek dis reghoekig? Jy kyk of hy 90 grade aansluit. Daar, 90 grade aansluit. 'n Straalpatroon is wanneer 'n riviere wegvloei vanaf 'n hoë sentrale punt. So hier het ek 'n koppie en hierdie riviere, onthou riviere vloei van hoog na laag, hierdie riviere vloei van die koppie af. Die sytakke vanaf 'n kruin volg die helling afwaarts en hy dreineer in alle rigtings. Dit lyk amper soos die speke van 'n wiel wat jy van bo af kan sien. Hierdie pyltjie sê vir my waarheen die rivier vloei. So hy vloei soontoe, hy vloei soontoe, soontoe. So in die middel het ek 'n koppie en hierdie riviere vloei so van die koppie af. 'n Sentripetaal beteken na binne toe. Weereens hier wys die pyltjie vir jou, al hierdie riviere vloei middel toe. Hoekom? Want daar's 'n dam of 'n meer. Al hierdie vanaf 'n hoogliggende gebied vloei hierdie rivier af en hy vloei daar in 'n dam in. 'n Fluviale netwerk konvergeer, vloei in, kom in na 'n depressie of 'n sentrale depressie, soos 'n gebied wat laag is. Hy vloei na 'n sentrale depressie. Hierdie is 'n verwordende patroon, verwronge patroon. Daar's nie 'n patroon nie. Daar's geen, hier's 'n dammetjie, daar's 'n dammetjie, daar's nie 'n speltjies nie. Dis net riviere wat daar rondom bond vloei, want dis 'n gebied wat geologiese ontwrigting gehad het. Byvoorbeeld verskywings of 'n gletser of so. Die rivier het nie tyd gehad om die onderliggende rotsstruktuur aan te pas nie en ek het onreëlmatige of gletserafsitting daar. Ontwikkel heuwels, valleie en depressie dikteer die vloeipaaie wat lei tot 'n laslappie van onvoorspelde netwerke. Eienskappe: onreëlmatige gebroke dreineringsstelsel. Daar's geen spesifieke patroon wat gevolg word nie. Parallel: dit kom voor in streke met helling wat eenvormige rotsweerstand toon, wat beteken dat die rots teen 'n soortgelyke tempo deur die landskap erodeer. Daar, kyk hier, is sytakke wat so in hom invloei. Maar dit lyk so die sytakke parallel met mekaar in die hoofrivier invloei. Rivierenstrome wat min of meer parallel oor 'n skynsoppervlakte vloei. Die strome is vinnige reguit, min sytakke en almal vloei in dieselfde rigting. Jy moet hierdie stroompatrone kan identifiseer. Dit bring my nou by jou huiswerk. Gebruik die figuur wat die verskillende fluviale prosesse en kenmerke van 'n dreineerbekken toon om jou te help om een term vir elk van die beskrywings hieronder te gee. 'n Gebied waar 'n rivier sy water vandaan kry. Jy gaan nou na al hierdie opsies kyk wat jy hier het en enige een van hierdie opsies
behoort jou te help om die antwoord te kry vir elkeen van hierdie stellings. 'n Gebied waar deur 'n rivier en sy sytakke gedreineer word. Die punt waar 'n sytak die hoofstroom ontmoet. Skus, waar die hoofstroom ontmoet, daai woord strome net daarin kom. 'n Hoogliggende gebied wat twee dreinerings skei, al daai uit, waar 'n klein rivier in 'n groter rivier invloei. Dreineringsbekke. Waar 'n klein rivier in 'n groot rivier invloei. Hier is vir jou nog 'n aktiwiteit. Wat is 'n dreineringspatroon? Noem dreineringspatroon A en B. Gee bewyse uit die diagramme, om jou keuse in vraag 2 te ondersteun. Vergelyk die onderliggende rotsstruktuur van dreineringspatroon A en B in die skets. Hier is A, jy moet nou sê hoe verskil die rotsstrukture van A en B. Teken 'n eenvoudige benoemde planaansig. Dit beteken van bo af. Van 'n dreineringspatroon wat in 'n geplooide landskap sal voorkom. Ek wil weet van bo af, hoe gaan dit as ek plooiings het? Dit loop so. Hoe gaan die dreineringspatroon lyk? Opsomming vir ons. Wanneer jy voorberei vir 'n toets, vra jy wat is dit? Dis 'n dendritiese patroon. Waar kom dit voor? In areas wat eenvormige weerstand toon. Wanneer kom dit voor? Enige tyd in gebiede wat dit baie reënval kry. Wie word geaffekteer? Die mense in die omgewing. Dit hang af waar hulle bly. Hulle kan nie in hierdie sytak areas bly nie. Hoekom vind dit plaas? Baie reënval, hierdie rotse toon eenvormige weerstand teen erosie, so ek het daardie patroon wat vorm. Die volgende les gaan ons kyk na dreineringsdigtheid, wat dit is, en wat is die faktore wat dit beïnvloed, soos neerslag, verdamping, voginhoud, plantegroei, helling of gradiënt, porositeit en permeabiliteit. Ons gaan kyk na stroomordes, afloop van 'n rivier, laminêre vloei en turbulente vloei. Ons gaan kyk na fluviale prosesse soos rivierprofiele, die definisie, beskrywing en geassosieerde kenmerke, dwarsprofiele, lenteprofiele, 'n bo-aansig van albei profiele. Die verband tussen 'n rivierprofiel met die ontwikkelingsstadiums van 'n rivier. 'n Rivier gaan deur 'n bo-loop, 'n middelloop en 'n benedeloop. Ons gaan kyk na fluviale prosesse soos meanders of kronkels, 'n stootoewer, 'n glyoewer, 'n hoefystermeer. Ons gaan kyk na 'n vlegstroom, vloedvlakte, natuurlike lawie of 'n oeverwal, 'n waterval en 'n stroomversnelling en 'n delta. Baie dankie dat jy na hierdie les gekyk het. Ek sien jou dan 'n volgende keer. Totsiens.